Shalom en welkom by my Krotkitetse. Ons kom nou aan die einde van Moses se getuienis en die parashot en die aard van die boodskappe wat Moshe aan die kinders van Israel gee, raak al meer intens teen die einde van die boek Deuteronomium. Moses raak baie meer persoonlik. Onthou, hy het die boek Deuteronomium geskryf om vir Israel praktiese gereedskap te gee oor hoe om die beloofde land binne te gaan. Net so vandag kan en behoort ons almal daardie gereedskap, daardie praktiese toepassings van die Torah te gebruik ter voorbereiding om die finale Geula binne te gaan. Ek wil vir 'n oomblik saam met julle fokus op Parashat Kitetse, die begin van hoofstuk 22. Aan die begin van die parasha sê Moses, Lo tire et shor achicha o et sif nidachin ve italanta mehem, hashev teshivem le achicha. Dis 'n baie vreemde mitwa. Wanneer jy jou broer se bees sien of die skaap wat weggeraak het, moet hulle nie ignoreer nie. Bring dit terug na jou broer. Let op dat die woord terugbring hier in Hebreëus 2 keer genoem word, hashev tashif. Hoekom staan daar hashev tashif? Wanneer jy die lettertaal voor die werkwoord sit, dui dit op 'n aktiewe en aanhoudende aksie. Dit is asof Moses sê, jy moet dit nie net een keer teruggee nie, dit moet jou manier van doen wees. Gee daardie dinge aanhoudend terug aan jou broer. Wie is jou broer? Jou broer is die persoon vir wie jy genoeg omgee, sodat jy die dinge wat verlore geraak het, sal teruggee. Luister nou baie goed, want daar is 'n wenk hier in die Torah wat ons almal in ag moet neem. Jy sien, dit sê, en nou gaan jy verstaan hoekom die woord hashev, soos om terug te gee, soos die woord teshuvah 2 keer genoem word. Dit noem hier beide die os, en dit noem ook die lam. Dit sê, die woord os in Hebreëus, shor, verteenwoordig die gevura. Dit verteenwoordig die redding, dit verteenwoordig die toekomstige wêreld. Reg so. Maar die woord vir lam is die woord sê, wat die vonk van die genade is. Jy sien, daar is 2 kragte wat hier in die teks verteenwoordig word, die shor wat die os is, en die sê wat die lam verteenwoordig. En dis gesed. So beide die gevura en die gesed moet na jou broer teruggaan. En daarom staan daar, hashev teshivem. Wat is die gevolgtrekking vir ons vandag? Onthou Abraham het van Melchisedek brood en wyn ontvang. En hy sê, geseënd is jy, Abraham, jy wat jou broer in die hemel teruggebring het, en wat hom hier op die aarde teruggebring het. En hulle doen saam 'n kiddush. Dit is nie genoeg vir ons om net oor mense se redding bekommerd te wees nie. Die gevura verteenwoordig dinge wat fisies is. Dit is wat ons vir mense moet gee. Die woord gevura, die os, kom van die Hebreëse woord li'itkaber, om daaglikse dinge te oorkom, hul daaglikse behoefte. Verskaf die fisiese lewensonderhoud aan mense, sodat hulle kan oorkom waarmee hulle vandag te doen het. Maar gesed kom van die lam, van die sê. Wanneer jy sien iemand gaan van die dereg af, van die weg af, is dit jou plig en jou verantwoordelikheid om hom terug te bring na die pad. En dit, vriende, is die geestelike realm. Veral gedurende die maand van Elul ontvang ons 'n nuchtere werklikheid. Wat beteken dit om met die Torah te wandel? Om in Torah leefstyl te wandel, beteken dat jou fokus nie op jouself is nie, maar eerder op jou broer. Sê vandag, ek wil leef volgens die Torah, sodat diegene rondom my nie hul fisiese vermoë om op die weg te wandel en die geestelike vermoë om genade en ontferming te ontvang, sal verloor nie. Mag Hashem jou die geleentheid gee om baie mitzvot gedurende Elul te doen. Fisiese mitzvah gedurende Elul is iets soos bydraes gee, maar geestelike mitzvah is ook belangrik. Soek iemand wat van die pad afgedwaal het en bring hom. En die Torah sê vir ons, moenie hom ignoreer nie. Jy sien, die teenoorgestelde van liefde in Hebreëus is nie haat nie. Dis die woord onverskilligheid. In wese sê die Torah vir ons, moenie jou broer haat nie, moenie onverskillig wees nie. Maak seker dat jy die fisiese en geestelike behoeftes van almal rondom jou aanspreek.
Wat 'n pragtige woord uit die Torah van Moses vir ons vandag. Dit is my krot vir hierdie week.